Goeiemôre, liewe broer en suster. Waar jy ook al kyk, baie welkom by hierdie diens. Ek gaan vanoggend in die hand van 'n teks of 2 uit Jesaja en dan uit 1 Johannes 'n paar gedagtes wissel rondom die tema. In 'n donker wêreld bring God lig, maar dan is daar ook 'n ander kant van dieselfde munt. En hy maak jou 'n lig wat in die donker skyn. Voordat ons lees, kom ons word 'n oomblik stil voor die Here. Here, ons dankie dat ons vanoggend vir 'n paar oomblikke kan stil word in u teenwoordigheid. Dat ons kan buig voor u in die helder lig van verlossing wat van u af straal. Dankie Here dat u in die duister van ons bestaan, in al ons kommer en swaar kry en verlorenheid ingegryp het. Toe u in Jesus Christus, Immanuel, God met ons geword het. Ons gebed is, Here, dat u in hierdie paar oomblikke inderdaad hierdie Gees vir elkeen van ons, Immanuel, God met ons sal word. Wil u deur die woord en deur die Gees in hierdie oomblikke met elkeen van ons op 'n besondere manier besig wees. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Liewe broer en suster, soos ons vanoggend hier staan, is 2024 besig om met 'n spoed ten einde te kom. Oor 'n maand is dit ou Kersdag. Dan is dit Kersdag, dan is dit Nuwejaarsdag en dan is 2024 in 'n oogwink verby. Dis 'n goeie tyd om so 'n bietjie voorraadopname te maak van die jaar wat verby is. Aan die een kant, ek sluit aan by 'n opmerking wat Enje verlede Sondag gemaak het, kan ons met dankbaarheid terugkyk na 2024, want daar is baie dinge wat reg geloop het. Ons dink aan 'n verkiesing wat goed afgeloop het. Ons is baie dankbaar dat daar nie beerdkrag is nie. En ons leef in relatief stabiele politieke omstandighede. En die slim mense sê vir ons, daar is ook tekens van bloeisels op ekonomiese gebied, wat hopelik in die toekoms kan vrug dra. Maar, aan die ander kant is daar ook baie wat ons bekommer. Ons is almal intens bewus van 'n groeiende klimaatskrisis. Daar is politieke omwentelinge wêreldwyd. Ek kan maar net 'n paar name noem, ek hoef niks te sê nie. Amerika, Israel, Libanon, Sirië, Iran, Mosambiek, Sudan, Zimbabwe. Inderdaad, tye van omwenteling. Ons is almal bewus daarvan dat lewenskoste styg en ons is intens bekommerd oor armoede, misdaad, korrupsie, al die bekende dinge waarmee ons in ons land worstel. Dis asof ons leef in 'n konstante spanning tussen die uitroep, dis nag, maar ook, daar is lig.
En dan onthou ons dat Kersfees op pad is. En dit is tradisioneel 'n fees van lig. Ons hier in die suidelike halfrond vind dit moeilik om te verstaan, want ons is gewoond, in die woorde van Koos Du Plessis, aan 'n helder somer Kersfees. Maar op die oomblik in die noordelike halfrond is dit letterlik nag. Die dae is donker, nat, koud, mislik, mistroostig. En in daardie konteks word Kersfees 'n fees van lig en word dit onlosmaaklik verbind aan die koms van Jesus Christus. Ons gaan net nou in Johannes 1 vers 9 lees, die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. En hier word lig dan 'n simbool, 'n metafoor, vir die oorwinning van lig oor duisternis, van goed oor kwaad, van hoop oor wanhoop. En dan vra Kersfees terselfdertyd van ons iets. Die jaareinde en die komende Kersfees en ons bestekopname is inderdaad ook 'n tyd van besinning vir die kerk en die kerk se mense. Vra ons, is ons mense van die donker of is ons mense van die lig? Vanoggend aan die hand van 'n paar tekste uit Jesaja en uit die evangelie van Johannes praat ek oor die vraag: waar leef jy? In die donker of in die lig? En hoe leef jy? Maak jy dit om jou donker of gee jy lig? Teen hierdie agtergrond lees ons, ek lees uit die 83 vertaling vandag, Jesaja 8 vers 23 tot 9 vers 1 en vers 5 en 6. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder. Maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. En dan verbind Jesaja dit aan die geboorte van 'n koningskind. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd voorspoed en vrede bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Dan blaai ons na die einde van Jesaja toe, Jesaja 60, ek lees vers 1 tot 3 en vers 18 tot 20. Kom, Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het.
Daar sal nie meer gehoor word van geweld in jou land nie, of van ondergang en verwoesting binne jou grense nie. Jy sal jou mure noem redding, jou poorte lof. Bedag sal dit nie die son wees wat vir jou lig gee nie. Snags sal dit nie die maan wees wat oor jou skyn nie. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Jy sal roem in jou God. Jou son en maan is die Here. Hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Jou dae van smart is verby. Dan blaai ons na Johannes 1, lees vers 1 tot 5 en vers 9 tot 13. In die begin was die woord daar. Die woord was by God. Die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie uit die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Wanneer ons vanoggend uit die boek Jesaja lees, dan is dit in baie opsigte nag in Jerusalem. Jesaja is 'n boek wat bedoel is vir mense wat kon sê, dit is nag, maar terselfdertyd kon bely, die Here is my lig. Hierdie tema van lig en duisternis loop soos 'n goue draad dwars deur die boek. Lees gerus 'n slag gerustig deur hierdie lang en komplekse boek. Kom ons agter, Israel word op verskillende maniere van alle kante bedreig. Ons lees van goed soos oorlog en straf, vernedering, ballingskap, ontrou, armoede, onsekerheid. Dis nag. En tog is Jesaja die boek in die Bybel wat die meeste na lig verwys, omtrent 30 keer. Die boek Jesaja wil sê, in die diepste donker is God vir sy mense 'n bron van lig. En die lig is 'n simbool van verlossing, genesing en van God se teenwoordigheid. Maar hierdie lig bring God met 'n doel. Mense wat in die lig van God se teenwoordigheid leef, wat dit ervaar, word ligbronne, draers van hoop in die wêreld. Jesaja sê, God is die bron van lig vir mense wat in donker leef. Hulle het 'n alternatief. Keer terug na die bron van lig. In Jesaja 2 vers 5 lees ons, kom volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. In die duisternis is omdraai, bekering, 'n lewe in die lig, 'n sinvolle alternatief vir 'n lewe in die duisternis. Daardie lig wat van God kom, is die lig van verlossing. Ons het gelees, maar in die land wat daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker was, het 'n lig geskyn. Waar God
verlos, verander duisternis in lig. En hierdie lig bring genesing. In Jesaja 30 vers 26 staan daar: die dag wanneer die Here die wonde van sy volk verbind en die seerplekke genees waar hy hulle geslaan het, sal die maan so helder skyn as die son en die son 7 maal so helder as die lig van 7 dae saam. Jesaja sê, wanneer God die bron van lig in jou lewe ingryp om redding te bring, beteken dit ook genesing van al jou swaar kry en al jou wonde. En dan sê Jesaja, waar die bron van lig ingryp, waar hy verlos, waar hy genees, stel hy ons in staat om in sy teenwoordigheid te leef. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies. Maar oor jou gee die Here lig. Jou son en maan is die Here. Hy gaan nie onder nie. Hy word nie dof nie. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Jou dae van smart is verby. Wanneer God vir jou Immanuel word, kan dit donker wees om jou, maar die duisternis verdwyn uit jou lewe. Johannes sluit by hierdie ligmotief aan, wanneer hy sê, deur Jesus Christus het alles tot stand gekom. Nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom is daar lewe. Die lewe is die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. En die lig skyn oor jou. Almal wat hom aangeneem het. Die wat in hom glo, gee hy die reg om kinders van God te word. Johannes sê, lig beteken skepping, lewe, hoop, toekoms. Maar dan beklemtoon hy, dit vra van my 'n doelbewuste, lewensveranderende keuse. En dit is wat die Kerstyd ook vir ons sê. Die lig van God se verlossing, genesing en teenwoordigheid het reeds gekom. Dis nie nag nie. Jy hoef nie langer in die donker te leef nie. Jy mag nie langer in die donker leef nie. Inteendeel, jy moet 'n ligdraer word. In Jesaja 49 vers 6 herinner die Here die volk. Het is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en om die Israeliete wat gered is terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. In Jesaja 60 het ons gelees, kom Jerusalem, laat jou lig skyn. Nasies kom na jou toe, konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Hier word lig 'n simbool van hoop in 'n donker wêreld. As ons praat van die donker goed, van goed soos misdaad, armoede, korrupsie, vra hierdie tekste vir ons. Watter hoop bring die kerk in 'n donker wêreld? Watter alternatief bied jy as kind van God in hierdie wêreld? My liewe broers en susters, aan die einde van 2024 is daar inderdaad baie dinge wat donker lyk.
Die naderende Kersfees herinner ons, ek leef in die lig van God se redding, genesing en teenwoordigheid. God se lig skyn in my lewe en daarom kan my lig in 'n donker wêreld skyn. Dit is God se boodskap vanoggend vir ons, soos 2024 ten einde snel. In 'n donker wêreld bring God lig en hy maak jou 'n lig wat in die donker skyn. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons bely vanoggend voor U dat ons dikwels net die donker om ons raak sien. Dat ons soos die jaar ten einde snel met 'n gevoel van beklemming aan die toekoms dink. Dankie Here dat U ons vanoggend herinner dat dit amper Kersfees is. 'n Fees van lig, 'n fees wat ons herinner dat U in die duister van ons bestaan ingebreek het. Dat U vir ons Immanuel, God met ons geword het. Ons gebed, Here, is dat U vir ons die genade sal gee om U lig in die donker raak te sien. Om te beleef dat U vir ons redding en genesing gee. Dat ons in U ewige teenwoordigheid kan leef. Dat ons dae van smart inderdaad verby is. En ons bid veral, Here, dat U van ons, U kerk, U kinders, U mense, in hierdie wêreld, in hierdie tyd, bronne van lig, ligdraers sal maak, wat 'n verskil maak, wat anders dink en anders doen en anders leef, sodat die duisternis om ons in lig kan verander. Kom Here, laat skyn die lig van U genade oor elkeen van ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.